19 Desember, Vrydagoggend. Goeiemôre aan al die pragtige mense daar buite. En welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Goed, kom ons kyk. Wie is op vakansie, wie is nie op vakansie nie, wie kom nog op. Wie is maar, soos ek wat hierdie vakansietydperk, maar hier by die huis bly. Kom ons kyk wie kom op. En dan gesels ons oor gebeurtenisse oor die wêreld. En dit wat in Suid-Afrika gebeur, so effe een belangrike ding daarso, wat sy kop uitgesteek het. Eintlik 3 belangrike goedjies. Maar kom ons drink eens koffie en ons wag vir die mense om op te kom. Sy. Ek sien nou Henny is hier so, goeiemôre Henny. Welkom vanoggend weer. Kom ons kyk wie kom nog op. Ry 'n man op 'n perd met 'n boerevlag. Dis altyd welkom. Wie se profielfoto is dit? Kom ons kyk wie hulle profielfoto verander. Sê net goeiemôre. Indien jy kan. Samuel blok Facebook sekere mense. Seker maar randomly, né? So hier en daar 'n blaar waar hulle mense blok om kommentaar te lewer of om op te kom en dis meer. Maar kom ons kyk wie kom nog op. Vervolg en vryheid, né? Vervolg en vryheid. Dis hoekom ons doen wat ons doen, mense. Die nag raak al hoe donkerder. Soos Ursula von der Leyen dit daar in Europa so baie mooi gestel het. Die nag word al hoe donkerder, né? En hulle sal nie dat antisemitisme Europa oordonder soos in die jare van die Tweede Wêreldoorlog nie. Sy sê die kultuur van Europa is die kultuur van die Jode. Rarig. Die kultuur van die Jode is die kultuur van Europa. Wat jy waar kry man? Die Duitsers het hulle eie kultuur, die Hollanders het hulle eie kultuur, die Franse het hulle eie kultuur, maar ook nie vir baie lank nie, want daar soveel flippin moslims wat daai lande binnevaar, dat een van die dae, dan hoor ons dis net Italië en Griekeland wat vasgebyt het, en hulle eie kultuur het. Nee, Andrew? Goeiemôre. Goeiemôre vir julle daar in Namibië. Daar sê, dis net Griekeland en Italië op hierdie stadium en 'n paar oosterse lande wat regtig waar beklei teen hierdie algehele onwettige migrasie wat daar plaasvind. Né? Maar Ursula von der Leyen van die Europese Unie praat van hierdie donkerte wat Europa oorval. Dis hulle eie toedoen. Dis hulle eie toedoen. Hulle het gedink hulle kan Islam beheer en keer. Hulle verstaan nie dat daai duiwelse godsdiens word deur die duiwel self bedryf nie. Die duiwel self bedryf daai ding. Hulle word so geïndoktrineer, hulle ken nie die waarheid nie. Wanneer hulle gekonfronteer word met die waarheid, nee, dan spring hulle deur flippende hula hoops om ander antwoorde te kry. En hulle kan nie. Ek sien dit elke keer as ek op my internet goed gaan, op die YouTube goed gaan waarna ek kyk, né? Goed, kom ons praat oor die FSA. En wat daar gebeur? Hulle het blykbaar 'n Portugees gearresteer. 'n 48-jarige. Hy was ook 'n voormalige student, wel, seker jare later, van die Brown Universiteit. Claudio iets Valente is sy naam, het so lang naam, Claudio Valente. Maar hierdie Portugees was saam met daardie MIT professor, Nuno, something like that, was hy saam met hierdie professor gewees in Lisbon, in Portugal, waar hulle saam gestudeer het. Goeiemôre Jan, waar hulle saam gestudeer het, né? Was hy saam met
hierdie professor. Nou die polisie in Amerika sê nou dat hy het eers die professor gaan skiet. Toe gaan hy na die universiteit toe gaan skiet hy 'n klompie daar dood. Nou dit kan 'n voortrekkery wees wat plaasgevind het. Natuurlik klink dit na 'n beplande ding. Dit kan wees dat hy nie baie gelukkig was met resultate nie en dat hulle hom afgeskiet het, dat sy teorieë, wetenskaplike teorieë, nie goed genoeg was nie, of dat hierdie MIT kernwetenskaplike sy goed gesteel het, sy idees gesteel het, en hy is by MIT en hierdie Portugees is nie. En dan kom Israel uit en hy sê, Iran het 'n hand daarin gehad met die moord van hierdie ou. Hierdie Khazar Jode sal enigiets in hulle vermoë doen om Iran swart te smeer, né? Wat moet Iran, hoekom moet Iran 'n universiteit gaan betrokke wees by 'n skietery by 'n universiteit? Hoekom moet hulle dit doen? Om watter rede? Daar's mos nie 'n rede nie, man. Dit is alles duimsuig. Hierdie naweek kom Russiese en FSA leiers bymekaar in Miami in Florida. Welcome to Miami. Hulle kom in Florida bymekaar. En hulle gaan nou ontmoet oor die Oekraïense situasie. Jared Kushner en Witkoff is twee van die lede wat blykbaar daar gaan ontmoet hierdie naweek. Dis mos lekker, man. Weet, in die vakansietydperk dan kies jy 'n vakansieplek waar jy julle meetings kan hou. Dis mos lekker. Dis presies soos wat die maffia het gedoen het. Die maffia het in twee plekke bymekaar gekom vir hulle meetings, in Miami en in California. Daar waar die son skyn. Daar waar die party aan die gang is. Nee? Hierdie ouens doen presies dieselfde. So, gaan daar enigiets daar uitkom, hulle moet vir Zelensky uithaal, dis al wat gaan gebeur. Die FBI-assistent direkteur Dan Bongino sê hy beplan om Januarie af te dank en hy het sy bedanking ingesit. Ek hou baie van Dan Bongino. Hy is een van die min ouens wat die waarheid praat. En die enigste rede hoekom Dan na 'n jaar bedank is omdat hy goed sien en goed oopgevlek het waarvan hy nie hou nie. En hy word nie toegelaat om daaroor te praat nie. En Dan wil daaroor praat. So ek dink hy het net besluit sy podcast is van meer belang as om te werk vir 'n kriminele organisasie. Want dis wat hulle is. 'n Kriminele organisasie. FBI, CIA, al hierdie sogenaamde veiligheids- of sekuriteits setups reg oor die wêreld, kriminele. Trump het die FSA se militêre addisionele bonus van $1,776 gegee per persoon, hè. 1,45 miljoen in die militêre mag van die FSA en dan het almal meer as 1,5 miljoen gekry as 'n bonus, addisionele bonus. Dis nie 'n gewone bonus nie, dis 'n addisionele bonus. En hy het heel groot gesmile toe hy dit vir hulle gegee het. Aan die ander kant van die draad gaan doen hy 'n militêre wapenverkope aan Taiwan werd 10 biljoen. Dink julle die Chinese is gelukkig met daardie verkope? Dis kort afstand missiele, howitzers en sulke wapens. Want Taiwan moet net sy grondgebied verdedig. Hy hoef nêrens heen te gaan nie. Die Chinese moet soontoe kom met die see. En al wat Taiwan kort is kort afstand missiele om hulle uit die water uit te haal, dis al. En China is nie gelukkig met daardie aankope nie, maar hulle kan niks aantrend doen nie. Niks. RFK Jr. Julle weet wie hy is. Hy kondig beperkings aan vir transgeslagprosedures. Prys die Here vir dit. Hy sê dit is nie medisyne nie. Dit is wanpraktyke wat plaasvind. En ek stem 100% met hom saam. Ek hou van die Engelse woord malpractice. Ons het die Afrikaanse woord wanpraktyke.
Maar wanpraktyke voel asof dit afgewater is. Né? Malpractice sê vir my meer van, ja, 'n praktyk, maar 'n regtige ongoddelike praktyk. 'n duiwelse praktyk. Dis wat malpractice vir my sê. Terwyl 'n wanpraktyk net vir my sê, ag, hulle het net 'n fout gemaak. Julle weet wat ek bedoel. Miskien is dit tyd dat ons weer kyk na ons Afrikaanse taal, wat sekere woorde aanbetref. Ons moet definitief kyk na ons Afrikaanse Bybel. Hoe meer ek Afrikaanse Bybel lees, en ek het vanoggend nou weer 'n ontbyt met brood gedoen. Ek het gister gesê, ek gaan nou eers stop vir die nuwe jaar, maar ek het vanoggend gevoel ek kon maar nog een doen, as dit nou uitgekom het. En my oog het maar net weer geval op die teks in ons Afrikaanse Bybel. En ek sê nou vir julle nie, jy kan nie daai Bybel lees en bekeer nie, jy kan nie. Geen wonder die Israel weet wie se ouens se koppe is hoe die mekaar nie. Jy kan nie daai Bybel lees nie. Dit klink eenvoudig net te hoog, en daarom sukkel dominees om dit te doen. Hulle sukkel om te weet wie is die Heilige Gees, want hulle kan hom nie sien in die skrif nie. Dit lyk glad nie goed nie. Die Epstein-leers moet vandag vrygestel word, of aan die publiek bekend gestel word, of wat ook al jy dit wil noem, maar baie van hierdie leers het nou sulke mooi pragtige swart strepe in, so die mense nie kan sien wat daar staan nie, nee. Goeiemôre Hannes. Dis klompie Namibiërs opvolgend. Is goed so. Klompie goed wat nou doodgetrek is daarso. Maar is om die Amerikaanse mense nou bly te maak, bly te hou. So die Epstein-leers moet, Trump het sy voet neergesit wat hy goed aanbetref, dit moet vandag aan die publiek bekend gestel word. Maar wie gee hom, daai goed is so korrup, man. Weet julle, daai elite is so korrup. In Californië, vir diegene van julle wat NASCAR volg, die NASCAR-legende Brian Buffel en sy hele familie is dood in 'n vliegtuigongeluk. En ek het daai berig nou hierso neergeskrywe, omdat ek weet, dit is nou daardie seisoen, silly season. Julle weet, dis daai seisoen. As jou vrou syp, moenie saam met haar ry nie. As jou man syp, moenie saam met hom ry nie. Dis albei kante toe. Inteendeel, die man en die vrou, julle moet glad nie syp nie. Julle moet glad nie syp nie. Bly weg van drank af, man. Drank is 'n ewel. Ek weet die Bybel sê, nie, jy mag nie drink nie. Ek weet dit. Maar die Bybel sê ook, geen dronkaard sal in die hemel inkom nie. Geen dronkaard nie. Nee? In elk geval. Wat het ek nog eens van Amerika? Klink soos 'n movie, luister gou na hierheen. Julle weet van daai direkteur, fliekdirekteur, Rob Reiner, wat verlede week, wat was vandag Vrydag, wat in die begin van die week het ons die berig gelees, waar hy en sy vrou deur sy seun met 'n mes doodgesteek is. Julle weet van daai berig. Nou luister na hierdie. Die CIA-direkteur, voormalig natuurlik, John Brennan, die direkteur van nasionale intelligensie, James Clapper, en Rob Reiner, die Hollywood filmdirekteur, filmmaker. Hulle het die staatsgreep teen Donald Trump beplan van Januarie 6. Die vraag is nou, het hierdie seun sy ouers vermoor? Was hy net op drugs gewees? Het hulle die mes in sy hand gesit? Het hulle Rob se mond stil gemaak oor wat gebeur het? Die goed kom nou op die lappe. Die goed word nou uitgelek. Die hele Amerikaanse politieke scenario, saam met Israel, is 'n groot bedrogspel. Hulle konkel en moor en steel
erger as die ANC. Hoor wat ek vir julle sê. Nie dat ek die ANC goed praat nie. Hulle is net flippend erger. Dan daai Bondi Beach incident in Australië. Die ou wat daarso gearresteer is vir daai ding. Verbaas my nie wie die ou is nie, sy naam is Naveed Akram. Hy is gedagvaard vir 15 moorde en 1 by terroriste geval, noem hulle dit. 15 moorde en 1 by terroriste geval. Dit het nou genoodsaak dat die Australië nou weer na wapenwette wil kyk en hulle wil nou 'n ding uitbring dat hulle jou wapens kan terugkoop. Die probleem wat hierdie mense het en wat hulle nie kan verstaan nie, is dat die ekstremiste, Islam, gewone homegrown terrorists, diewe, moordenaars, gaan nie hulle wapens ingee nie. Jy moet 'n spesiale tipe stupid wees om daardie tipe ding te probeer daar buite sit. Hulle gaan nie hulle wapens teruggee nie. Inteendeel, gee die normale ou op straat 'n wapen dat hy homself kan verdedig en doen dit op die regte manier. Maar nee, ontwapen die massas, dan kan hulle niks teen ons doen nie. Regtig. Kyk wat daar by die Europese Unie gebeur, buitekant die regeringsgeboue. Die boere daar so het gat vol geraak, hulle het opgetrek weer. En hulle het bande aan die brand gesteek, onder Ursula von der Leyen se neus, om vir haar te help met haar climate change. Toe steek hulle sommer honderde bande aan die brand. Swart reuk borrel so uit daar so in Brussels. Hulle is geevol. En wanneer die gepepel geevol raak, het jy 'n probleem. Vra vir Frankryk. Vra vir Frankryk. Vra maar vir Frankryk, né? Hulle het nou 'n 5-punt plan daarso in Australië. 'n Nuwe 5-punt plan. As jy enigiets aanlyn gesê het teen Israel, dan kan jou visa geweier word. Indien jy iets slegs tweet oor antisemitisme, kan jy ergere boetes kry, veral predikers. Sien as jy jou Bybel reg verstaan, die Israel van vandag is nie Israel nie. Maar as jy dink dat die Israel van vandag nog steeds Israel is, gaan hardloop teen 'n muur vas, want jy's 'n spesiale tipe stupid, wat eenvoudig nie jou ore wil oopmaak nie. Ek het al 'n praatjie gegee daaroor, en ek sal weer 'n praatjie gee daaroor. En dit is duidelik in die Bybel, dat die Israel van vandag is nie God se Israel nie. Die land is God se land. Jerusalem is God se stad. En van die mense wat daar bly, behoort aan hom deur die wedergeboorte. Die res nie. In elk geval. So hulle het hierdie 5-punt plan, hulle kan selfs teen predikers optrek. Hulle gaan nou ook, deel van die plan is om rasisme by kampusse te stop. Die minister van onderwys moet definitief daarna kyk, dit is sy werk, en 'n taakmag is saamgestel om seker te maak dat hierdie goed uitgevoer word, en dan sal hulle grootliks aanlyn veiligheidsadvies gee vir mense wat hulle uitspreek teen die Jode of antisemitisme. Het julle geweet dat die Jode is nie van die stam van Sem nie, of Shem nie. So antisemitisme is eintlik maar ook 'n leuen. Ons val so maklik vir die nonsens. As wêreldleiers dat sê, dan moet dit mos 'n waarheid wees. Maar hulle lieg. Daar het die een laureate Nobelpryswenner in 2022, ouerige man, dokter, professor, baie duidelik gesê dat daar bestaan nie iets soos klimaatsverandering nie. Baie duidelik. Slim man. Sê dis nonsens. Maar dit is hulle volgende plan, dis hulle 2030 agenda. Hulle moet by die plan bly.
Hulle vergeet, ons God het 'n groot houtlepel. En hy roer wanneer hy wil. Hy roer wanneer hy wil, né? Brittanje het nou 'n man gearresteer, omdat hy 2 anti-immigrasie tweets gepos het. Julle weet wat is 'n tweet? Hy het 2 anti-immigrasie boodskapies gepos. Net 33 mense het na hierdie boodskapies gekyk. En hy is gearresteer vir 18 maande. Is hy tronk toe. Dis Engeland, dis Brittanje. Wil jy gesond toe gaan? Wil jy immigreer? Wil jy tussen daai hordes moslems gaan bly? Net om te sien hoe lyk the Big Ben toring? As jy dit wil doen, kry vir jou. Hardloop sommer so toe. Natuurlik het Ursula von der Leyen van die Europese Unie ook deel geraak van die Hanukkah-seremonie. Die aansteek van die 7 kandelaar. En ons weet die kandelaar verteenwoordig die Heilige Gees. En hulle weet dit nie. Of hulle wil dit nie weet nie. Dis alles vir hulle net 'n foefie. Skyn. Goed. Ou Ramapakkertjie het natuurlik weer op 16 Desember sy mond uitgespoel en gesê dit is die voormalige onderdrukkers wat probeer om Suid-Afrikaners uitmekaar uit te skeer. Die voormalige onderdrukkers, luister hierso. As dit nie Jan van Riebeeck is nie, dan sit die boere van 1980, 1960, 1970. Die Unie, die Republiek. As dit Jan van Riebeeck is dit die Republiek. En nou Guyton McKenzie, nee, moet baie versigtig wees. Daai hotnot moet baie versigtig wees. Hy moet maar sy mond uitspoel soveel soos wat hy wil. Hy sê dat volgende jaar sal daar nie 16 Desember geloftefees wees vir Afrikaners nie. Dis Guyton McKenzie. Hy sal seker maak dat daar nie 'n 16 Desember fees wees. Kom ons kyk of jy dit kan probeer keer, hotnot. Tensy ons nie al die land teruggevat het nie, en jou gat in die tronk gegooi het nie waar dit hoort, vir al jou misdade. Kom ons kyk. Die Binnelandse Sake van Suid-Afrika, die voorval by die FSA visa sentrum, was om 'n klompie Keniane te arresteer wat gewerk het met toeristevisas. Die FSA sê, dit is intimidasie van hulle mense. En Kali Kriel moet natuurlik ook sy mond uitspoel, want dit is al waarvoor hulle goed is. Ja, nee, hulle moes nie hierdie mensies geïntimideer het nie. Wat as die waarheid is dat hulle hierdie Keniane gearresteer het? Omdat hierdie mense werk vir hierdie sentrum met toerisme visas. Dan staan ek saam met die Binnelandse Sake. As dit die teenoorgestelde storie is, ja, natuurlik, dan sal ek saamstem met die mense wat sê, waarmee is julle besig? Waarmee is julle besig? Nee? Goeiemôre, Jenny. Die korrektiewe dienste het nou weer gaan syp en eet vir R25.000 en die korrektiewe dienste weier om die drankrekening te betaal. Ek sit hierdie berig daar uit en ek sê partykeer vir julle hoekom ek 'n berig daar uitsit. Is om vir julle te wys dat ons te doen het met ape. 'n Aap is 'n grypdief. Hy sien iets blink, of het lyk soos kos, gryp. Dan hardloop hy. Hierdie lot is letterlik so. Jy sien dit wanneer 'n trok omval. Jy sien dit wanneer 'n ATM-voertuig opgeblaas word. Jy sien die hoeveelheid diefstalle wat plaasvind daagliks. Hulle is grypdiewe. Of hy nou 'n pak aan het of 'n overall aan het. Sy hele DNA is diefstal en moord. En ons moet 'n manier uitvind om hulle te akkommodeer. Want ons kan nie toelaat dat hierdie dinge verder so eskaleer nie. Ons kan dit nie toelaat nie. Dit sal net vir ons al hoe erger word, mensies. Ek het 'n paar dae terug toe sê ek vir mense, weet julle,
Voel nie vir my soos Kersfees hierdie jaar. Voel nie vir my soos 'n Kersfees nie. Ek weet nie of dit vir julle so voel nie, maar het voel nie vir my so. Dit is amper asof hierdie ek weet nie, of hierdie feestyd 'n feestyd moet wees wat nie eintlik moet plaasvind nie. So dit vir my voel. Maar, ek kan nie dit saam met mense, waar ek kan, sê hallo en groet, drink koffie waar ek kan, want dis wat ons doen. Maar die eerlike waarheid is, dit voel nie vir my soos enige feestyd, nie hierdie jaar nie. Miskien sal die nuwe jaar beter voel, miskien wanneer ons by ou jaar uitkom en ons doen die nuwe jaar ding. Miskien dan, miskien kan ons kyk na die nuwe jaar met 'n ander oog. Ek wik en weeg, ek wag vir antwoorde vir Vader, van Vader af oor Amerika en Israel. En as jy 'n bietjie dink en geluister het na wat ek gesê het op koffie met brood, dan sal jy weet hoekom ek dit doen op hierdie stadium. Want ek wag vir 'n antwoord. Ek wag vir 'n antwoord. Goed. 3 minute voor 8 is dit 'n bad hier. Maar ek het soveel minder nuus. Daar's baie ander nonsens wat in die wêreld plaasvind. Maar soos wat julle weet, ek probeer altyd die belangrike goed uithaal wat vir ons van belang is. En daai was nou vir ons van belang. Hierdie ouens voel 'n vyf vir jou. Daar het dit nou uit Caitlin McKenzie se mond uitgekom. En Ramaplakkertjie sal daai ding hollerig ry. Die voormalige onderdrukkers. Dis nou ek en jy. Ons is die voormalige onderdrukkers. Jan, Hannes, het julle ooit iemand onderdruk? Andrew, wie het jy geonderdruk? Het jy iemand geonderdruk? Ek het nog altyd al my lewe lank, het ek vir almal 'n plek in die son gegee. Maak saak wie jy is nie. Jy het jou plek in die son en ek het my plek in die son. Dit is wat dit is. In elk geval, dis Vrydag, geniet julle naweek. Koffie met brood, ek sal kyk of ek maandagoggend nog 'n koffie met brood gaan doen, ek is seker nie, maar ek gaan kyk, en dan definitief nie Woensdag nie, en miskien dalk weer Vrydag, so dan kan dalk 1 of 2 koffie met brode uitval. 1 of 2 brode by die pad val, ons weet nie, ons sal maar sien. Nou ja toe, ons is Vryburgers man, dan is ons boere, nee Andrew, dan is ons boere Afrikaners en Afrikaners, en dan wat ook al jy is, wat 'n kultuur jy ook al is, dis wie jy is, maar eerste, 'n Vryburger. Ou Jan sê hy het nog nooit iemand in sy lewe onderdruk nie, daar sê, maar hulle lieg, want hulle het nie ander verskonings nie, hulle moet lieg, dis wie hulle is, dis wie hulle is nie. Saam met God maak eendrag mag, het maak, daar is nie 'n ander manier nie, as jy kan kerk toe gaan hierdie Sondag doen dit, gaan dan bid die Here, gaan dan bid hom, gaan loof hom, en kies 'n kerk waar die Heilige Gees is, nie hierdie dooie hout, maak jou dood, hervormde NG tipe kerke nie, of hierdie Engelse Methodiste, Baptiste, Anglikaanse tipe, jy wil nie in daai kerke wees nie, jy wil in 'n kerk wees waar die Heilige Gees is, man, waar jy voel, hier is iets, dis waar jy wil wees, né? So gaan kerk toe, gaan geniet God, want hy is 'n wonderbaarlike God, hy doen wondere, né? Alles seën vir julle, mooi dag verder.